Goeiedag vriende, ons luister na Numeri 22 vanaf verse 1 tot 21. Ons lees uit die 1983 vertaling. Daarna het die Israeliete verder getrek en kamp opgeslaan in die Moabsvlakte teenoor Jerigo, oos van die Jordaan. Balak seun van Sipor het gehoor van alles wat Israel aan die Amoriete gedoen het. Die Moabiete het baie groot geskrik vir die Israeliete, want hulle was baie. Die Moabiete het bang geword vir die Israeliete en het vir die leiers van Midian gesê: "Hierdie horde gaan alles rondom ons opvreet, soos beeste die gras in die veld opvreet." Balak, seun van Sipor, was destyds koning van Moab en hy het boodskappers gestuur om vir Biliam, seun van Beor, te laat haal. Hy was in Petor aan die Eufraat in die land Amal. Balak het hom laat weet: "'n volk wat uit Egipte kom, het hier by my kom intrek. Die aarde is toe onder hulle. Kom asseblief en vervloek hierdie volk vir my, want hulle is te sterk vir my. Miskien sal ek hulle dan kan verslaan en uit die land verdryf. Ek weet, wie jy seën is geseën en wie jy vervloek is vervloek." Die leiers van Moab en Midian het die beloning wat aan 'n waarseer betaal moet word, saamgevat na Biliam toe en Balak se versoek aan hom oorgedra. Biliam sê toe vir hulle: "Bly vannag oor, dan sê ek môre vir julle wat die Here vir my sal sê." Die amptenare van Moab het toe by Biliam oornag. God het aan Biliam verskyn en gevra: "Wie is die manne hier by jou?" En hy het geantwoord: "Koning Balak van Moab, seun van Sipor, het hulle na my toe gestuur met die boodskap: Hier is 'n volk wat uit Egipte getrek het en die aarde is toe onder hulle. Kom asseblief en vervloek hulle vir my. Miskien sal ek dan teen hulle kan veg en hulle verdryf." Maar God het vir Biliam gesê: "Moenie met hulle saamgaan nie. Jy mag die volk nie vervloek nie, want hulle is geseën." Die volgende môre het Biliam vir die amptenare van Balak gesê: "Gaan terug na julle land toe, want die Here wil nie hê ek moet saam met julle gaan nie." Die amptenare van Moab is toe terug na Balak toe en het vir hom gesê: "Biliam weier om met ons saam te kom." Balak het toe ander amptenare gestuur, meer en hoër in rang as die voriges. Hulle het by Biliam gekom en vir hom gesê: "Balak, seun van Sipor, sê: Moenie dat iets jou keer om na my toe te kom nie. Ek sal jou baie goed beloon en alles doen wat jy vir my sê. Kom asseblief en vervloek hierdie volk vir my." Maar Biliam het vir die amptenare van Balak gesê: "Selfs al gee Balak vir my sy paleis vol silwer en goud, mag ek niks doen, klein of groot, teen die opdrag van die Here my God in nie. Maar bly julle ook 'n nag oor, dat ek kan uitvind of die Here weer met my wil praat." Daardie nag verskyn God toe aan Biliam en sê vir hom: "Die manne het nou gekom om jou te kom haal. Gaan saam met hulle, maar jy mag net doen wat ek vir jou sê." Biliam het toe die oggend sy donkie opgesaal en met die amptenare van Moab saam gegaan. Ons lees tot sover uit die woord van die Here. In Numeri 21 het ons gelees hoe die Here die volk gestraf het met giftige slange en hoe hy hulle ook weer daarvan gered het. Daarna word vertel hoe hulle koning Sihon van die Amoriete en koning Og van Basan oorwin het en hulle gebiede ingeneem het. Nou hoor ons dat die Israeliete kamp opgeslaan het in die Moabsvlakte teenoor Jerigo. Hulle is op die grens van die beloofde land en die Moabiete is vreesbevange. Hulle het gehoor hoe die Here vir Israel gered het en hulle weet dat hulle nie 'n kans staan teen hierdie almagtige God van Israel nie. Daarom besluit Balak, die koning van Moab, om bonatuurlike hulp in te roep. Hy stuur 'n afvaardiging na 'n baie bekende waarseer in die omgewing. Sy naam is Biliam. Biliam was so bekend in daardie tyd dat ons selfs van hom in buitebybelse geskrifte lees. As mens in ag neem dat daar bitter min geskrifte, behalwe die Bybel, uit daardie tyd behoue gebly het, vertel dit ons baie oor hoe bekend Biliam was. Hy was in daardie omgewing net so bekend soos die Farao in Egipte en Nebukadneser in die Babiloniese ryk. Balak is oortuig daarvan dat Biliam sy probleem sal kan oplos. Hy sê:
Ek weet, wie jy seën is geseën en wie jy vervloek is vervloek. Maar Balak het nie met die Here rekening gehou nie. Toe sy afvaardiging by Biliam aankom, antwoord Biliam dat hy eers die Here moet raadpleeg. En die Here sê baie duidelik vir Biliam, nee, jy mag nie my volk vervloek nie. Wanneer ons dit lees, kan ons dink dat Biliam 'n gelowige was. Maar daar is 'n paar dinge in die Bybel wat dit duidelik maak dat dit nie die geval was nie. Biliam was 'n waarseer en alhoewel God hom gebruik, spreek die Here hom baie duidelik uit teen waarseery. 'n Gelowige sal nie daarvan 'n beroep maak om 'n waarseer te wees nie. In Josua 13 lees ons dat Biliam saam met die ander ongelowige Kanaaniete gesterf het. In 2 Petrus 2 vers 15 en Openbaring 2 vers 14 word Biliam as voorbeeld gebruik van dit wat verkeerd en ongelowig is. Waarom het Biliam dan die Here geraadpleeg? Die antwoord is eenvoudig. Hy het geen ander keuse gehad nie. Balak het gedink Biliam is in beheer van seën en vloek, maar in werklikheid is dit die Here wat in beheer is. Die Here alleen kan goed en kwaad oor ons laat kom. Ons kan van hom alleen sê, wie u seën is geseën en wie u vervloek is vervloek. Alhoewel die Israeliete op hierdie stadium nog onbewus was van Balak en Biliam se planne, word dit later aan hulle duidelik. Daardeur leer hulle weer eens dat die Here alleen regeer. Hy is hulle God en koning. Hy het hulle gekies en hy sal hulle beskerm. Dit was vir hulle 'n groot troos. Gelowiges kan vandag nog aan hierdie waarheid vashou. Wanneer die Here jou gekies het, behoort jy aan hom en niks kan jou van hom af wegvat nie. As die Here gekies het om jou te seën, sal jy geseën bly, selfs al probeer die wêreld en die duiwel om jou te vervloek. Hou dus vas aan God se beloftes, leer sy beloftes in die Bybel ken, memoriseer dit en leef daarvolgens. Want jou enigste troos in lewe en in sterwe is dat jy aan Jesus behoort, omdat hy jou deur sy bloed gekoop het. Hy beloof om met jou te wees tot in alle ewigheid, en niks of niemand kan dit verander nie. Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, U is almagtig en regeer oor alles. U is in beheer van die heelal en ook in beheer van ons lewe. Al maak ongelowiges planne, U sorg vir ons en U beskerm ons. Hierdie wete maak ons in voorspoed dankbaar en in teëspoed geduldig. Ons doen voorbidding vir ons hospitale en mediese personeel, seën hulle in hulle werk om mense in nood te help. Ons vra dat U vir hulle wysheid sal gee en ook die middele wat hulle nodig het om hulle werk te doen. Ons bid vir ons daaglikse werk, ons vra dat U vir ons geleenthede sal gee om te werk en dat ons ook U in alles wat ons doen sal eer. Ons bid hierdie ding in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen.